Goeiemôre, wanneer laas het jy met iemand brood gebreek? Ek en Nantes het nou die dag Pretoria toe gery om ons skildery wat Anton Gericke van die kerk geskilder het te gaan afhaal. Die kunstenaar Anton Gericke het ons met gasvryheid verwelkom by sy huis, na sy kunsgalery geneem en toe nooi ons op met die trappe na sy kombuis, die hartklop van enige huishouding. En daar het hy 'n klompie tee gemeng en 'n broodjie in die oond gesit en dit het uitgekom uit die oond, vuurwarm, bros, kraakvars, met 'n lekker bottertjie en konfyt en kase. En daar het ons saam brood gebreek. Terwyl ons brood breek, het Anton ons vertel van sy pad as apteker en hoe wetgewing alles verander het. Sy werk as kunstenaar en hy het getuig hoe goed dit met sy kinders in Amerika en plaaslik gaan en 'n dogter wat kom trou in Suid-Afrika en 'n kleinkind wat sendeling in Japan was. En ons het sy getuienis gehoor van die Here wat sorg ten spyte van die uitdagings van die lewe. Jesus het graag met mense brood gebreek. Maak nie saak wie of wat jy was nie, of jy nou 'n tollenaar of 'n vrou van die nag was of 'n sondaar. Almal was welkom aan Jesus se tafel en terwyl hy brood breek, verander hy hulle lewens vir altyd. Hy breek brood saam met sy disippels en sê vir onthou, dit is my liggaam. Julle is met God versoen. Ons sien die eerste gemeente het graag saam brood gebreek. Ons lees in Handelinge 2, daarvan vers 42 af, dat hulle saam die leer van die apostels bestudeer het en brood gebreek het. Gemeenskap van gelowiges wat hulle harte kon deel met mekaar. Wanneer laas het jy met iemand brood gebreek? Ek sien nie nou die dag in ons gemeente, toe ek by 'n pizza restaurant instap saam met my vrou en skoonma en 'n vriendin om bietjie brood te breek. Hoe 'n selgroep brood breek saam met 'n vriendin wat hulle ondersteuning nodig het. Ek het gesien hoe 'n ander lidmaat sy vrou wat met kankerbehandeling besig was, gevat het na 'n restaurant, 'n bietjie brood gebreek en haar geïnspireer en haar geondersteun het. Ek daag jou uit om 'n broodbreek leefstyl aan te kweek. Dit is om saam met iemand brood te eet in 'n veilige ruimte waar jy kan deel en vertel sonder om veroordeel te word. Mag ek en jy 'n broodbreek leefstyl aankweek en so God verheerlik en ruimte skep waar mense kan groei, kan deel, versterk kan word. Gaan breek lekker brood. Totsiens.